Dierbare Hemelse Vader, baie dankie. Baie dankie in die naam van die Here Jesus, dat ons ook kan sien, hoe groot is ons God. Maar in hierdie liedjie sing ons eintlik ook dat, Here, dink ek, dat ons so moet lewe, dat die mense om ons kan sien, al die eienskappe, die karaktertrekke, al die mooi van ons God. So dankie vir die Heilige Gees wat ons wil help daarmee, Here. Dankie vir die Heilige Gees wat die Here Jesus en Uself in ons lewens wil vestig. Ons dankie vir dit. En ons bid dat U vir elkeen van ons op 'n wonderlike manier sal bedien met Uself, Here, na aanleiding van elkeen se behoefte. So ons dankie, ons prys U naam. Ons is opgewonde oor U, Here, oor U grootheid, oor U volheid, oor U volmaaktheid. En ek dankie. Dankie vir die Here Jesus en die lieflike volmaakte werk wat Hy vir ons gedoen het aan die kruis, in die naam van Jesus. En die kinders van die Here sê? Amen. Baie dankie. Goeiemôre. Goeiemôre vriende, baie welkom vir julle. Baie welkom. Ek wil sommer die twee van hierdie goed van die boeke afhandel. Ek het gehoor die afgelope tyd het dit by gewone inkleerboeke geweldig populêr geword vir mense, vir volwasse mense, om in te kleer. Een van die manne wat hier by ons is, het nou kanker gekry, hy skilder, en hy toe by sy skilder, was het, terwyl hy skilder, so geweldige terapie, en dit lyk vir my baie keer asof hy gesond is. Daarmee sê ons nie, alle skilder gaan nou dit vir jou bring nie, maar hulle bring nou die ding op die Christelike gebied ook uit, en baie mense werk het voor, en baie mense werk het nie voor nie, dit hang af wat se tipe mens jy is, en wat jy daarvan hou. Hier is nou 'n Christelike inkleerboek vir volwasse mense. En jy kan dit kry. Ek sal dit nie eintlik probeer nie. Julle is vinniger as die eerste diens. Maar daar kan dit vir party van julle werk. En dis nou by die eerste diens almal uitverkoop. So ek is jammer. Maar hier's skrifgedeeltes by en al so aan. En enigeen wat vir my sê by watter boekwinkel in die dorp ek altyd koop en vir my bel oor die goeders, ek sal vir hom die 1% gee. Ja, het gesê, kom eerste. Gaan jy hom inkleer? Dis baie wat? Baie dankie doen. Daar sê die Here seën, hoor. Ok, ouens, en ek het gister nog ek het 10 Bybels gekoop by hulle. En hier is 'n Bybel, weet ek nie watter kant is hy geskryf nie, want ek wil eintlik vir julle wys nie. Maar mense kry mos baie vertalings deesdae, baie. En ek dink nie dit is so sleg nie. Baie mense skryf teen die nuwe vertalings en sê dis duiwels en dis nie duiwels nie. Ek dink baie van die vertalings is komplementerend tot mekaar. En ek dink dit help 'n mens geweldig baie. Ek dink hier's die beste vertaling. Hierdie een. Is die beste. Daar's nog 'n paar oor daar agter. Ek dink hulle is R150. Die Bybel is 'n duur Bybel. Hy's duurder as die ander Bybels. En ek gaan hom ook weggee. Die ou wat vir my kan sê, watter Bybel dink ek is nou die beste vertaling? Kyk, ek persoonlik lees die gewone Nuwe Afrikaanse vertaling, maar as ek kan, lees ek ook die ene. Baie wonderlik. Ek dink vir alles ou wil Bybelstudie doen, dink ek is 'n briljante vertaling. Wie wil hom verniet hê? Jy moet net vir my sê watter soort, wat se vertaling? Skus? Watter vertaling? Ja. Sê my sê alles gediskwalifiseer, sê my hulle naam. Nee, is nie die Nuwe Lewende nie, so ook nie die Boodskap nie, so. Wat? Jy kan hom kry, Amplified. Wie is dit? Wie? Erika, het jy een? Regtig? Regtig. Daar's vir jou een, hoor. Baie dankie. Dis die beste Engelse vertaling wat daar is. Ek dink in daai vorm is dit ook die beste vertaling wat daar is. Maak nie saak Engels of Afrikaans nie. Daar's klomp kursusse wat besig is om te loop en wat volgende kwartaal loop. Julle moet julle e-posse dophou asseblief. Op die sirkels, kyk net, dan as jy nog nooit
gekoppel is aan ons databasis of aan die SMS nie, dan vul jy vir ons 'n wit aangename kennisblaadjie wat so tussen die stoele lê. Vul jy vir ons enetjie in, jy gooi dit by een van die deure as jy uitgaan en ja, ons sit jou op die kennis op die databasis, maar dit het niks met lidmaatskap te doen nie. Lidmaatskap is iets anders. Ons het een keer 'n kwartaal 'n byeenkoms vir nuwe lidmate. En dit is nou hierdie Vrydag wat kom. 7:00 in die klein kerkie oorkant en dan jy's baie welkom om soontoe te kom. So kom ons vra vir Dominique of sy reg is en ons praat saam met Dominique. Baie dankie. So goeiemôre. Kom ons praat saam. 1 2 3. Ons God is goed. Hy is vol van genade. Die Bybel is 'n volmaakte boek. Saam is ons draers van goeie nuus. Hierdie goeie nuus handel Here Jesus Christus, ons Here. Daar sê baie dankie ouens. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks. En ons sal sien, wel ek dink min of meer of ten minste vir die res van hierdie kwartaal. God wil graag hê dat sy mense hom moet beleef. Die Here wil graag vir elkeen van julle versorg. Die Here wil omgee vir jou. Feitelik almal van ons ken die Here as Skepper. Maar dis nie genoeg nie. Baie van ons ken hom as Verlosser. Dis klaar amper mooi, maar dit kan nog verder gaan. Ons kan die Here ook ken as Vader. Ons kan hom ook ken as vriend. Daar's baie verskillende maniere hoe ons die Here kan ken. En ek dink julle ouens moet leer om meer en meer met die Here te praat, om te praat met die Here, na te dink oor die Here. En ouens, julle moet meer leer om Bybelversies te memoriseer. Want daar is feitelik geen ding wat jou kan help om vinniger geestelik te groei as om Bybeltekste te memoriseer nie. Iemand het vir julle 'n leuen vertel. Iemand. Om te sê as mens oud is, sukkel 'n mens. Dis 'n leuen. Dis net wanneer 'n mens oud is, word jy lui. So ek kan nou al teen die ou mense praat, ek is al oud genoeg. Maar ou mense is dikwels lui, dis hoekom hulle nie. Ouens, daar is feitelik niks wat jou so sal help, so instrument in die hand van die Heilige Gees te wees, as om Bybelversies te memoriseer nie. Ja, die Here is ons Skepper, die Here is ons Verlosser, die Here is ons Vader, die Here word ons vriend, en al hierdie mooi dinge. En daar is eintlik 3 maniere, groot maniere, hoe ons die Here kan leer ken. Ons kan buitekant kyk op National Geographic, of al hierdie mooi kanale kan ons kyk, en ons kan sien, hoe mooi het die Here alles gemaak, en die Bybel sê die Here praat met ons, of ons sien iets van hom in die natuur. Maar ouens, jy kan nie die natuur bekyk en daardeur 'n kind van die Here word nie. Weet jy, dis eintlik snaaks, maar eintlik kan jy ook nie die Bybel lees nie, maar jy kan die Here beter leer ken, wanneer jy kan iets van sy majesteit sien, deur die natuur. Jy kan iets agterkom van die Here, jy kan leer van die Here, maar jy kan nie so sy kind word nie. Net so in die Bybel, jy kan baie mooi dinge leer van die Here, en lees van die Here, en beïndruk word met die Here. Maar jy kan selfs nie deur te lees 'n kind van die Here word nie. 'n Mens word net 'n kind van die Here deur die Here Jesus Christus. Wanneer die Bybel jou soontoe lei, of die natuur jou soontoe lei, of jou ervarings jou soontoe lei, of die goedheid van die Here jou lei na die Here Jesus Christus toe, maak nie saak nie. Maar daar's net een manier hoe mense 'n kind van die Here te word, en dis wanneer die Heilige Gees die Here Jesus voor ons bring, en al die dinge wat daarop volg. 2 weke gelede het ek met julle gepraat oor die val, die sondeval.
Ek wil aan die begin van hierdie nuwe reeks, wil ek net eintlik 'n stelling maak. Ons weet, en julle weet almal, en ons ervaar dit almal so in ons lewens, dat die sondeval was groot. Die sondeval is geweldig. En hier sit van ons wat 50, 60 is, en al tot bekering gekom het toe ons 20 was. En ons kon nog nie klaar speel met sonde nie. Sonde is groot, en is erg, en is sleg. Maar ek dink, ons moet ons siel veel meer self motiveer en oriënteer en begin glo dat eintlik die verlosser is groter en die verlossing is groter as die Satan in die val. Jy sien, en daarom ouens, behoort ons te kan weet, maar eintlik, en ek praat van hier op aarde, ek praat nie van net maar eendag in die hemel nie, ek praat juis van hier op die aarde, kan ons die verlossing, die verlosser en die verlossing meer ervaar, dink ek as wat ons wel doen, omdat ons dink, alles hang net af van die duiwel, alles hang net af van my sonde, maar daar is iets soos weergeboorte, daar is iets soos geestelike groei, daar is iets soos die krag van die Here, daar is iets soos die Heilige Gees wat die Here Jesus in my lewe kom inbring, en indra, en investig, daar is meer om te glo in die oorvloed lewe van nou, as wat daar is om te glo in die aflewe. Sê bietjie amen. Julle moet dit glo ouens, julle moet dit lewe man, julle moet dit gryp, dis hoekom die Here Jesus Christus gekom het, hy wil dit vir ons gee. Genesis 1, nou begin ons vandag met hierdie nuwe reeks, en julle sal nou sien waaroor dit gaan. Nee, dit gaan eintlik oor die name van die Here. En ek gaan vir julle 2 of 3 teksies lees, en Dominique gaan dit vir julle daar op die borde wys. Genesis 1 vers 1. In die begin het God Elohim. Dis die eerste naam van die Here in die hele Bybel. Dis hoekom ons by hom gaan begin. In die begin het God Elohim die hemel en die aarde geskep. So by die Hebreëse name van die Here begin ons by Elohim. Maar ek dink as ons so praat van in die eerste versie, is daar 2 ander versies wat ek dink ons kan nooit uitlaat nie. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. En as 'n mens praat van die Hebreëse name van die Here, dan wil ek ook graag, en julle sal net nou sien hoekom, wil ek graag altyd ook Hebreërs 1 vers 1 lees. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. So dis 'n ander tyd. Dis 'n tyd wat verby is. Dis 'n tyd hoe die Here gepraat het. Maar nou, ouens, die hele Bybel word gedeel in 2 dele, in die ou deel en in die nuwe deel. Die nuwe deel begin by die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus. En ons lewe nou in hierdie nuwe bedeling. Ons lewe nou, en hy sal beëindig word by die wederkoms van die Here Jesus. Maar nou, in hierdie laaste dae, dis waarin ons nou lewe, wat gaan geëindig word by sy wederkoms, het hy met ons gepraat, en hy praat nou nog met ons, deur die Seun. Dis nou hoe die Here met ons praat. Nou, die Hebreëse name van die Here is een van die maniere, as ons nou die Here ken. Ons het nou gekom, ons is weergebore, ons is in hierdie kant, ons is in die lig, ons is in die nuwe lewe. Nou, hier wil ons tog die Here al hoe beter ken, daar kom ons uit die duisternis uit. Hier wil ons die Here tog al hoe beter ken, hoe nader ken, alles ken. Daar's klomp maniere hoe 'n mens God die Vader beter kan leer ken. Hier het ons hom begin ken deur die Here Jesus, en dit hou nooit eintlik op nie. En een van hierdie maniere is om te kyk na die Hebreëse name van die Here. Maar dis nie die enigste manier nie. Ons kan hom byvoorbeeld ook ken deur sy eienskappe. Eienskappe beteken nou byvoorbeeld goeie soos
Die Bybel sê die Here is alomteenwoordig. Ons kan die Here beter leer ken en sien wat hy vir ons beteken het, omdat hy alomteenwoordig is. Ons kan hom, omdat hy nooit verander nie, omdat hy in beheer is, al hierdie ander eienskappe van hom. So is daar baie maniere, maar ons gaan nou in die volgende ten minste 4 weke kyk na die Hebreëse name van die Here. Ek dink dis 'n baie wonderlike manier en dis 'n baie goeie manier hoe ons die Here beter kan leer ken en ek bid dat die Here vir julle sal seën daarbey. Ek wil 2 dinge sê daaroor. En die een ding is ouens dat die name van die Here wil ons nie net vertel wie die Here daar is nie. Die name van die Here wil jou vertel wie hy vir jou wil wees. Jy moet nou mooi vat. Want ons moet nie net weet van die Here daar ver, wie hy is en hoe hy lyk en hoe hy dink en so aan nie. Christus Jesus en die Heilige Gees dra ons ook die Vader by ons in. Het lyk vir my baie keer asof mense te veel die 3-eenheid opbreek in fasette. En môre het jy te doen met hierdie persoon. Jy het altyd te doen met al 3. Maar die volheid is by die Vader. En jy moet weet dat dit wat ons vanmôre gaan sê van Elohim. Elohim in die begin het Elohim. Dit beteken die sterk skepper. In die begin het die sterk skepper God. Het hy alles gemaak. Maar dis 'n mooi naam van die Here en ons kan mooi dinge leer oor dit en die Here wil vir jou ook vanmôre mooi dinge leer daaroor. En ja, ek dink dit sal vir jou goed wees want as jy leer van die Here, dan hoef die Here nie meer in jou geloof so vaag te wees nie. Want as jy die Here nie mooi ken nie, dan is selfs jou geloof vir jou vaag. En jou oorgawe is nie so baie as jy nie weet wie die Here is nie, man. Jy sien nie so lekker die Here se goeders nie. Jy belewe dit nie so lekker nie. Jy sien, maar die name van die Here help vir jou. Nog miskien iets anders wat ook belangrik is. Baie van hierdie Hebreëse name het die Here vir homself gekies. Hy kies, dit wil hy sy naam wees. Baie van die name van die Here, van die Hebreëse name van die Here in die Ou Testament het die Here nie gekies nie. Mense het dit vir hom gekies. Mense het gesê die Here se naam sal so wees. Soos byvoorbeeld Hagar. Hagar het die Here nie naby so goed geken soos baie van julle nie. En sy het maar in haar ervaringswêreld en haar omstandighede het sy ietsies meer geleer van die Here. Byvoorbeeld in Genesis 16 is sy weggejaag en verstote en verwerp en sy het gedink niemand gee ag op haar nie. Sy het geweet daar's 'n God, maar sy het nie eintlik geweet wat sy van hierdie God kan verwag nie. En toe haar ervaring rondom haar met die babietjie en al so en dat sy eenkant is en sy verstoot is, kom sy agter, maar hierdie God, want daar's sulke samevoegingsname ook, saamgestelde name, en sy sê, sy ervaar hom as die El Roi God, die God wat kan sien. Hy sien my. Ek het nooit geweet, sê Hagar, hy kan my sien nie. Ek het nooit geweet, hy weet van my. Ek het nooit geweet, hy stel in my belang nie. So as mens by El Roi kom, dan wil ek jou herinner daaraan. God sien jou. Hy sien jou omstandighede. Hy weet van jou egskeiding. Hy weet van jou seer. Hy weet van jou verwerping. Hy weet van jou hele lewe. Jy sien? So, sy gee hom hierdie naam. Hy het nie hierdie naam gehad nie. Ouens, ek weet nie. Dit voel vir my asof baie mense te veel magic wil sit aan Hebreëse name. Jy kry nou spesiale klasse waar 'n mens meer Hebreëus kan leer. Nou dis goed en is reg, leer dit maar ek weet nie of jy baie ver sal kom, want God praat ook Afrikaans. Ek dink byvoorbeeld aan die naam van die Here Jesus. Die Engels sê julle moet hom Jesus noem. Maar nou wil mense nie meer nie. Hulle noem hom nou iets anders. Yeshua. Dis maar net die Hebreëus. God en die Here Jesus en die Heilige Gees
het bestaan lank voor Hebreëus bestaan het. Lank voor Hebreëus bestaan het. Hebreëus maak nie van God wie hy is nie. Die Here Jesus kom in die Nuwe Testament, dan leer hy ons ook oor God. Hy sê eintlik is hy 'n Vader. Dis eintlik wie hy is. Weet julle dat in die hele Ou Testament word dan net 3 keer na God verwys as Vader. En dan is dit eintlik maar so halwe afstands begrip, soos byvoorbeeld, onthou julle, ons mense het Paul Creer ervaar as die volksvader van die Afrikaans sprekende mense, en Dr. Verwoerd was die volksvader, en so, en meneer Mandela was die volksvader van baie in Suid-Afrika, maar nie baie het vir Paul Creer persoonlik geken nie, of vir Verwoerd nie, of vir meneer Mandela nie. Die Here Jesus noem hom Vader. So ek wil hierdie twee goed bymekaar sit, ek wil net eers dit sê. In die Ou Testament word daar 3 keer na God verwys as Vader. In die Nuwe Testament, vat nou die hele Nuwe Testament weg, nou kom jy net by die evangelies, nou is die Here Jesus voor ons, hy's die ultimate klimaks van die openbaring van God, en hy sê ons moet hom Vader noem, en in Johannes verwys hy in die evangelie van Johannes, net in die evangelie van Johannes, verwys hy na God 156 maal as Vader. Ek het 'n probleem. My probleem is dat as ek sê Vader, dan baie van julle 'n negatiewe reaksie. Omdat jy uit 'n situasie kom waar Vader nie vir jou hart streel nie. En waar die woord Vader vir jou nie seën nie. En dis jammer, want ek dink jy sal sukkel om mooi God te verstaan. Ouens, ek is lank wat ek werk vir die Here. Ek werk lank vir die Here. Ek het gesien dat mense, Christenmense, kry nooit stabiliteit nie. Hulle kry nooit vastigheid nie, as hulle nie by God uitkom as Vader nie. Ek wil eintlik so sê, julle sien tog ek sê dit, jy moet verder gaan as die Hebreëse name. Maar dit gaan vir my 'n stepping stone wees, om te probeer om die Vader naby aan jou te bring. Ouens wat nie die Vader ken nie, wat nie God die Vader ken as Vader nie, het ek ervaar, word kinders van die Here, is kinders van die Here, maar hulle word nooit geestelik volwasse nie. Hulle kan nooit onderskei tussen wat is reg en verkeerd nie. Daar is iets geweldigs in die geestelike wêreld om God te ken as Vader. En ek wil hê julle moet dit nooit verkeerd, julle moet dit nooit vergeet nie. Ouens, maar as ek nou byvoorbeeld vanmôre bysit en ek sê Elohim, die sterk skepper God, hy's 'n Vader, dan het jy iets wonderliks, man. Die twee is nie te mekaar nie. Dis aanvullend, dis komplementerend. En dit gaan daaroor dat die Here Jesus jou by die God van die godde, daar's nie eintlik 'n ander God nie, daar's net een God, en dis die Vader van ons Here Jesus. En dat jy in hom moet wees, en dat jy vasgebind aan hom moet wees, en nie aan Elohim die naam nie. Jy sien? En dat jy vasverbind moet wees aan Jesus, nie aan die naam nie, maar aan die Here Jesus. En die dae toe die Here Jesus geleef het, was elke derde man se naam was Jesus gewees. Dit gaan tog oor die persoon. En ek het 3 punte op julle raamwerke, 3 dinge waarna ek wil hê julle moet kyk, en 3 dinge wat ek hoop 'n seën vir jou sal wees, man. Ouens, en so verder as ons met hierdie name van die Here gaan, sal jy sien dat jy nie so maklik heen en weer geslinger word nie, man. Ek sien baie mense, baie Christene, word elke jaar heen en weer geslinger deur elke nuwe lering. Hebreërs sê is nie nodig nie. Efesiërs 4 sê dis nie nodig nie. Die Here wil so graag vir jou vrede gee. Die Here wil so graag vir jou rus gee. Ouens, hoor mooi, in die naam van Jesus, jy sal vanmôre vrede kry, kalmte kry in Elohim,
die Vader van ons Here Jesus. As 3 dinge op julle raamwerke. Ek het by die eerste ding net by die eerste 2 gekom, so miskien sal ek nou ook net oor die eerste 2 praat. Die eerste een gaan oor los die verkeerde idees omtrent die Here. Los die verkeerde idees omtrent die Here. En toe het ek nou daar op julle raamwerke uit die Amplified. Julle moet almal daai Amplified teksie wat ek daar het, moet jy 2 keer lees. Net sodat jy kan sien, man, die wonderlike ding. Jy sien baie mense het verkeerde idees omtrent hierdie Genesis 1 Elohim God. Nou ek het nou al bygebring, hy is eintlik 'n Vader. Hier's een verkeerde idee. Romeine 2 vers 4 sê, nou moet julle almal mooi luister. Romeine 2 vers 4 sê, God wil deur sy goedheid jou tot bekering lei. God wil deur sy goedheid. Kom ons verander dit nou na ons vandag hier, nou, 5 Junie 2016. Dan sê ek, God die Vader wil deur sy liefde jou uit die duiwel se hand uitruk. God die Vader, die evangelie van God die Vader en die Here Jesus wil hierdie evangelie wek geloof by 'n mens op. En hierdie boodskap wat ek vanmôre vir jou gee, ek het gister gebid en gesê, Here, in die naam van Jesus, wek geloof by die mense op. Wek geloof op, as hulle hoor, wie is ons God? Dis hy wat vir hulle sorg, dis hy wat vir hulle werk gee, dis hy wat vir hulle 'n goeie vrou gee, dis hy wat vir hulle kos gee, dat hierdie ding jou sal motiveer, en dat die Heilige Gees geloof sal wek in jou hart. Die Here slaan nie net, hy neuk nie net mense op nie, man. Is nie waar nie. Hy seën mense. Hy seën mense so dikwels, want die evangelie wek hoop. Die goeie nuus wek geloof. Die goeie nuus bring mense nader aan die Here. Hy wil vanmôre vir jou nader bring of jy al by die Here is, en of jy nog nie is nie. Mense het net 'n idee van 'n groot robot wat loop, en kyk wat kan hy doen. En ek weet hulle sê, jy het 'n teddybeer God. 'n klomp het dit al vir my gesê. Ouens, daar's 'n verkeerde idee omtrent die Vader van ons Here Jesus. Hy's nie 'n robot op afstand en wil net mense grind nie. Dis nie 'n swak figuur wat geduldig kan wees nie. Dis nie 'n swak figuur wat kan vergewe nie. Eendag as die Heilige Gees my help, ek glo dit heeltemal, maar ek weet nie mooi maar oor te praat nie. Eendag as die Heilige Gees my help, dan wil ek met julle praat oor die Vader se nederigheid. Ek glo, daar's baie nederigheid in Elohim. Ek glo dit met my hele hart. Kan ek maar net een ding sê oor verkeerde idees? Almal van ons wat hier sit, is 'n produk van God se besluite. Almal van ons. God het besluit, hemel en aarde moet daar wees, skep hy hulle. God het besluit, jy moet hier wees, toe skep hy jou. Toe maak hy jou. Jy het nie sommer net gebeur nie. Maar, jy moet weet, die hele Bybel leer, dat al is hy die sterk skepper God, elke mens het 'n verantwoordelikheid om te reageer op die genade van God, om te reageer op die Here Jesus Christus. Jy het 'n verantwoordelikheid. En daar's nie so ding dat 'n mens op die kantlyn staan
En God kom oorrompel jou met sy genade en hy draai jou en jy word 'n kind van God nie. Daar's nie so 'n idee nie. Met ander woorde, of jy nou wil of nie, jy kom. Dit kanselleer liefde. Maar die Here wil jou graag trek. Weet julle wat leer die Bybel? Ek het gister die teksie gesoek, maar kon hom nie kry nie. As 'n teksie wat sê die Here het nie witbroodjies nie in Kolossense. Hy trek niemand voor nie. Hy trek niemand voor nie. Die voorreg om 'n kind van God te wees is beskikbaar vir almal in Christus Jesus. Jou diepste behoefte vanmôre. Wat is jou diepste behoefte? Is om rus te vind in God. Dis jou diepste behoefte. Om 'n mens te word. Om rus te vind in God. Maar nie baie mense glo dit nie. Ek weet nie wat moet ek doen nie, ek sal probeer nou met die tweede punt, gaan ek probeer om jou te oortuig, dis jou diepste behoefte wat jy het vanmôre man, is om te rus in die Here. En dis moeilik om mense te oortuig, daarom vra ek die Heilige Gees gisteraand, Here, oortuig mense, dat hulle U nodig het. Laat die Heilige Gees 'n kragtige verandering bring binne in jou. Laat jy anders dink oor jouself, anders dink oor die Here. Julle weet nie hoe lank het ek gesukkel om Lien te oortuig, haar diepste behoefte is eintlik na my. Alright, nommer 2. Net die tweede een. Die tweede een sê, kry die regte idees oor God. In Genesis 1 gee jou 'n paar regte idees oor God. Die Bybel is 'n groot boek. En ek kan nie al die gedagtes wat hierin is saamvat nie. Ek praat nou maar net uit Genesis 1 uit. Net uit Genesis 1 wil ek vir jou 5 of 6 goeie idees gee oor die Here. Goeie idees wat jy eintlik moet neerskrywe. Goeie idees wat geloof wil wek by jou. Goeie idees which will exalt our God. Om te sê, hoe groot is ons God. Ons gaan afsluit met 'n liedjie, Be Still and Know That I'm God. En dan kan jy die geleentheid kry om vir die eerste keer of die 20ste keer 'n oorgawe in die Here te maak. Die Here het die hemel en die aarde geskep. Hy het jou geskep. Ouens, die Here is groot en kragtig. Genesis 1 praat van die krag van die Here. Hy skep sommer net met sy woord en hy skep uit niks uit. Daar was niks. Hy skep, ek wil jou oortuig van die krag van die Here. Want jy sien, hy wil nie net die kragtige skepper God wees nie, hy wil vir jou, wil hy die kragtige skepper, hy wil vir jou huwelik, hy wil vir jou sondes, hy wil vir jou teleurstellings, hy wil vir jou verwerping, dat ander mense jou verwerp, dat die ouens by die werk jou nie wil ag nie. Dis waar jy die krag van die Here nodig het, maar nie net die krag van die Here nie, dis waar jy die begrip van 'n Vader nodig het, jy sien? So jy moet die Here aangryp in Christus Jesus, man, en sê, Here, U wat die woord gebruik het, uit niks geskep het nie, hier is ek vanmôre, vat my asseblief, Here, en hierdie Here, ouens, hy kan nie net jou sondes wegneem nie, man, hoor nou mooi, hy kan ook die beste in jou, na wedergeboorte die beste in jou, kan hy na vore bring. So wees vertrou hom vanmôre, dat daar's mooi in jou. Jy sien, by weergeboorte, daar's baie mooi in 'n mens. 'n Mens, daar's baie mooi in 'n mens. En die Heilige Gees kan dit bedien met God se genade en dit kan blom. En hierdie God van Genesis, as jy deur Genesis werk, dan sien jy maar hy's eintlik 'n positiewe God. Hy's geweldig positief, ouens. Hier staan 10 keer, dit was goed, dit was goed. En Genesis begin met chaos. Miskien sit jy vanmôre hier en jou hele lewe is chaos. En jy het so weggeslaai dat jou lewe chaos is. Ek het 'n boodskap vir jou, man. Hy sê 10 maal dit was goed. En hy begin daarbo te skep en hy sê alles was chaos. Maar hy doen niets met die chaos.
En as hy klaar geskep het, sê hy is goed, maar as nog chaos. Dan skep hy weer. Dan sê hy is goed, hy is bly oor die vordering, maar as nog chaos. Hy is nog nie klaar nie. sien julle die toepassing, ouens? Jy sit vanmôre hier en die Here is besig om in jou lewe te werk, maar daar's nog chaos en jy verstaan dit nie. Maar 'n mens wat deur die sonde beet gekry het, kom nie oornag reg nie. Dit vat tyd, man. Hy het dan so baie tyd gevat om die skepping in orde te kry en op die einde sê hy was baie goed. Hoor nou mooi, die Here wil vir jou vanmôre sê, man, hy's bly saam met jou oor die vordering wat hy reeds in jou lewe gemaak het. En hy wil nog vorentoe gaan sodat hy saam met jou kan sê op die einde, en dis baie goed. Kom na die Here toe, man, deur sy genade wil hy vir jou bedien. Hy wil nie net vir jou Elohim wees nie, hy wil vir jou die Skepper God Vader wees. Dis wat die Here Jesus vir jou wil wees. Ja, en hy hier in Genesis 1 sien ons, hy's 'n doelgod. Hy het 'n plan. Sy plan is so mooi, ouens. Sy plan is so mooi, man. Hy maak jou vir 'n doel. Hy maak jou vir 'n plan. Maar die eintlike ding, hy maak jou soos hy. Verstaan? Toe sonde gekom en dit heeltemal verwring. Dis hoekom die Here Jesus gekom het. Sodat ons weer kan begin met die beeld van God. Ouens, weet jy wat herstel 'n mens? Weet jy wat bring God se beeld weer in 'n mens na vore? Die teenwoordigheid van God. Die teenwoordigheid van God. Baie mense, ag, dit is vir my mooi, is my regtig mooi. As mense sê, bely jou sonde, en hulle bedoel goed. En ek wil ook my sonde bely. Die Here weet ek wil ook wegkom van sonde af. Maar ouens, as al my sonde weg is, dan is ek nog nie soos God nie. Nou moet ek saam met hom stap. En hy wil homself in my lewe instort. En dis die Heilige Gees, ek hoor as 'n nuwe boek op die mark. Ek het hom nog nie gelees nie, maar ek sal hom wil lees. Maar hy sê iets hiervan, dink ek, en dis hoekom ek dink is 'n goeie boek, The Rest of the Gospel. En die eerste deel van die Gospel is sondevergifnis. En die tweede deel van die Gospel is, die Heilige Gees wil Christus Jesus in jou vestig. Hy wil God se beeld weer in jou voor. Dis die plan van die Here vir jou lewe. Jeremia sê, hy het die beste toekoms wat hy vir ons in gedagte het. Is 'n God met 'n agenda, man. Baie keer as mens uitgaan met iemand anders, dan vra die meisie, maar wat is sy plan met my? Waarheen is hy met my op pad? En dit maak mense in 'n verhouding verward. Wat is die ou se plan met my? God se plan is goed met jou. Hoor nou, hoekom 'n hinkie op twee gedagtes? Hoekom 'n hinkie op twee gedagtes? Jy sien, ons lewe in 'n wêreld wat mense verniel, man. Wat mense heeltemal verniel, en nou sit jy baie van julle en die tradisies en die gewoontes van hierdie wêreld het diep spore in jou lewe getrap, amper soos 'n nat pad wat die lorries op ry, en daar lê die diep spore. En wat nou ry ek maar altyd op die diep spore, want ek kan nie op 'n ander plek ry nie. Ons God kom en hy skep, hy kan nie skep, man. Hy skep uit niks, hy skep uit iets, man. Al het jy vanmôre nie baie oorgawe en baie guts vir die Here nie. Kom as die Heilige Gees by jou wek en te sê, jy wil guts sê Here, skep in my guts. Here, skep in my oorgawe. Here, skep in my wat ek nodig het, want hy skep uit niks, uit iets. Sê 'n bietjie amen, ouens. Waar kry jy so God? Waar kry jy hom? Nie in die teologie nie. Hoor mooi, nie in die teologie nie. Jy kry hom by die Here Jesus Christus. Dis waar jy hom kry. Kom kyk of ek nog iets het. O, dit is my laaste mooi ding. Hierdie Elohim. Laat ek eers net dit sê. Kom, ek net my asem kry, dat Dominique net vir julle wys. So lyk Genesis 1, daar's 'n Bybel. Ek noem hom die nog Bybel. Dis the names of God. Genesis 1, vat hy so, dan begin hy, dan sê hy, in the beginning Elohim. Dan gaan hy so Elohim, 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 Elohim. Jy kan dit mooi in daai Bybel sê,
31 maal in 31 versies verwys hy na God. Ons moet nie vergeet wat ek vir julle sê nie, ek sê vir julle belangrike goed. Dis die mees God-gesentreerde hoofstuk in die hele Bybel. Eintlik moet ons be still and know that I'm God sing voor ons Genesis 1 lees. Dit gaan nie in Genesis 1 oor die skepping nie. Dit gaan nie in Genesis 1 oor Niagara Falls en Ograbies en wat nie. En oor die diere en die voeltjies nie. Ek luister gister, hulle sê in Namakoland 1 vierkante meter is daar 40,000 verskillende sade. En nou op die oomblik lyk dit soos 'n woestyn daar. Maar as dit reën, dan is dit 'n lushof, nê. Nou, dis 'n wonderwerk. Maar Genesis 1 gaan nie in die eerste plek oor die skepping nie, gaan oor die Skepper man. Het gaan oor die Vader van ons Jesus. Het gaan oor jou God. Het gaan om wie jy behoort. En hoe meer jy hom ken, hoe beter is dit. En weet julle wat sê 1 vers 26 en 27 eintlik vir ons? Hy maak vir Adam. Hy maak vir Adam. Wat vir my so mooi is, jy kan dit seker nie anders sien nie. Hy kom en hy maak Adam so die modder uit. En hy maak vir hom gelaatsklere, en hy maak vir hom oë, en hy maak vir hom ore. Hy maak hom alles by hom, vat aan hom, en hy plaas homself in Adam in. Iets van hom gaan oor in Adam. Iets van God gaan oor in Adam. Hy moes baie naby aan hom kom. Voel jy ver van die Here af? Ek het veel mooi boodskap. Efesiërs 2 vers 13. Efesiërs 2 vers 13 sê, ons was eers ver van God af, maar deur die bloed van Jesus het ons naby gekom. Jy's nader aan God vanmôre as wat jy dink. Roep net uit en sê, Here, in die naam van Jesus, Vader, ek erken ek is sonder u seun verlore. Ek erken ek het niks in my om u kind te word nie, maar ek maak staat op u genade. Vader, ek bely my sondes. Here Jesus, kom in my lewe in. Ek draai saam met u om vir 'n nuwe lewe. En ek sal my nie skaam nie. Eintlik het ek nou daai kaartjie vir jou gebid. So jy moet hom ook bid. Jy kan hom maar weer 'n keer bid. As jy uitgaan by daai deure daar, by al die deure en daar by Liesel en daar by Anna Marie sulke blou boekies. Begin 'n deurwerk man, en soek na die God. Moenie na die mooi teksies kyk nie man. Moenie na die uiteensetting kyk nie, sê ek soek Elohim, ek soek die Vader van ons Here Jesus. Heilige Gees, help my. Help my. Ek wil 'n openbaring. Jy sien, ons ontdek nie God nie man. Ons ontdek nie die Here soos 'n oue diamant ontdek nie. Hy openbaar hom in ons. So as jy die blou boekie lees, sê jy, Here, openbaar u self aan my asseblief. En as jy behoefte het, hier's 'n geel kaartjie. Vul hom in, gooi hom maar by die deure in. En ons kontak jou. Een van ons sal jou kontak in die week. Ons sal vir jou vra, hoe kan ons help? Hoe kan ons saam met jou bid? Wat kan ons doen man? As dit nodig is, kom ons na jou huis toe ouens. Ons is hier, die kerk word gestig. Die mense word betaal. Ons almal word betaal om julle te help. Dis ons werk. Ons wil graag help. As jy help, kyk na daai geel kaartjie, as jy hulp nodig het, vul hom in. Kom ek bid vir ons en dan sing ons, sluit ons af met Be Still and Know That I Am God. Vader, in die naam van ons Here Jesus, Here, baie dankie dat ons saam kan kom bid. Vader, dankie. Dankie vir die Here Jesus. En Here Jesus, dankie dat u Heilige Gees in ons ingestort het. Ons sê eintlik maar net ons aanbid die drie enige God. Ons is bly ons kan aan u behoort. En Here, ek wil bid dat hier niks sal gebeur. Niks sal gebeur wat iemand nou
sal wegtrek van die Here af nie. Dat elke ou hier wat hink op 'n gedagte, om te kom of nie te kom nie, dat jy sal trek, Here. En jy sal trek na U toe. Ek dank U. And we all say, we are still because God is good. Amen. Amen.